Nou ja, 'n mens kan net lag vir die Joodse staat, want die arrogansie is absoluut buite perke, maar hier's nou 'n oulike een, kyk 'n bietjie hier. Israel has formally accused Iran of violating international law, specifically regarding the use of cluster munitions in attacks on civilian areas. So hulle toe 'n klag gaan indien in Maart 2026 by United Nations Children's Fund, die UNICEF. This action followed a series of Iranian missile strikes that overwhelmed parts of Israel's defense systems, leading to casualties and significant property damage. The letter dated 23rd of March 2026. En nou ja, so hulle het hom toe gestuur daar na die VN toe. En dit gaan oor die gebruik van cluster munitions. En hierdie stuk het nou oral geval, onder andere op 'n kindergarten en 'n daycare center en 'n residential neighborhood. En 115 mense moes ge-evacuated word. Nou ja, en daar seker 1 of 2 of 3 dooies. Ja, mens kan lag, né? Kan jy glo? Dis dieselfde staat, luister mooi, wat vanaf 2023 'n stad met 2 miljoen mense platgevee het met bomme. Hulle hospitale, hulle skole, hulle elektrisiteit, hulle water, hulle dit platgevee het, lyk soos Hiroshima daar. Ja, en dis nou dieselfde ouens wat hulle wil nou beroep op internasionale wet. Dis 'n bietjie dit vir 'n dader. Nou dit wys jou daar moet 'n redenasieprobleem wees. Want hoe doen jy dit aan ander? En wanneer dit die dag aan jou gedoen word, dan wil jy huil en kla en jou lyf rondgooi en lang briewe skryf. Hulle doen dit nog steeds aan daai Palestynse vlugtelinge in Gaza. Hulle word nog steeds geskiet met shells en vuurwapens en hulle het nog steeds nie water nie, hulle het nog steeds nie kos nie. Hulle bly in tente. Maar hierdie klomp Israeliese klomp Jode wil vir jou vertel, hulle wil beskerm word deur internasionale wetgewing. Maar hulle kan hulle eie burgers, hierdie Palestyners, burgers in hulle land, kan hulle nie beskerm met internasionale wetgewing nie. So, kom ons hoor 'n bietjie. Ek het gaan vra vir DeepSeek. Hoeveel skole het die Jode platgevee? Nearly 90% of all school buildings in Gaza have been damaged or destroyed. 179 skole, 63 university buildings have been completely destroyed. Hoeveel hospitale? According to the World Health Organization, 94% van alle hospitale in Gaza are damaged or destroyed. Operational status, die WHO sê 697 attacks on healthcare in Gaza since October 2023. So, as a result, only 19 out of 36 hospitals remain even partially functional. Maar waar kom die medisyne en die goed vandaan, want dit kom nie in nie. It's important to note, nou hier is estimations, total damage to educational facilities could be as high as 97%. Die kinders in Gaza gaan nie meer skool nie. Daar's nie meer skole nie. Reg, daar's nie meer huise nie, daar's nie meer winkels nie, daar's nie meer strate nie. En moenie vir my kom vertel, dit gaan hier oor terrorisme nie. Want dit gaan nie. Dit gaan hier oor grond en die diefstal van grond en die volksmoord van Palestynë om hulle uit die area uit te verwyder. As jy hulle nie kan doodmaak nie, wel om jy hulle in die see jaag, die tipe van ding. Want jy gaan daai area Franse Riviera maak saam met ou Trompie die Sot en 'n groot golfbaan daarop sit en baie hotelle met sy naam op. Kyk, hy het hom nou gewys hoe korrup is hy. Nou ja, kom ons kyk na Gaza's electricity. Gaza's only power plant het al in Oktober 2023 geshut down, niemand weet wat daar aangaan nie. 80% van die distribution networks is totaal verwoes, power lines, meer as 5000 km se power lines is destroyed, 2285 transformers, daar is nie eintlik krag nie. Israel cutting supply. In late March 2026, Israel announced a full cut of its electricity supply to Gaza, including to critical desalination plants.
Nou luister mooi. Dit is nou net die elektrisiteit, die water. Wells over 80% destroyed. 56 sentrale putte. Desalination plants. Totaal destroyed. Access to safe water. Only 1 in 10 people. 90% of the population. So het dalk water. Water production. Only 40% of facilities remain functional. So, ek wil nie hoor dat die Jode huil in hulle hande, omdat hierdie Iraneese hulle bietjie by mekaar maak nie. Ek onthou nou weer, weet jy wat het ek nou onthou? Die Jode die oorlog begin daar. Onthou jy? Die Jode in die VSA, die oorlog begin en die eerste ding wat hulle gedoen het, was om daai godsdienstige leier, wat daai moslemse pappa is, of jy nou van hom hou en of jy nie van hom hou nie, dis irrelevant, dis hulle land en dis hulle godsdienst, hulle het hom vermoor. Dis gelykstaande daaraan, dat iemand die paus gaan uithaal. So, jy maak baie mense kwaad, as hulle nie lus om met jou te praat of te onderhandel, of saam met jou te sit om 'n tafel nie. Maar nou ja, Trumpie is 'n sot, en ons weet almal Bibi Netanyahu is 'n bedrieger. Hulle het begin met hierdie oorlog. En ek onthou die VSA het 'n skool gedouble-tap. En 175 kindertjies, dogtertjies is dood tussen 6 jaar en 12 jaar. En hierdie ander sult wat nou in beheer is, ou Hexet, wel, hy drop bombs op infrastruktuur. So ek wil nie hoor van oorlogsmisdade en international law wat betref die Jode of die VSA nie. Want wat jy wil hê moet aan jou gedoen word, moet jy nou maar begin doen aan ander mense. So, dis nogal karma hierdie, is dit nie karma nie? Ja, so, elke keer as die missiele so deurkom en ek sien hierdie video's, dan geniet ek het. Ek geniet dit. Want ek sien dit is payback time. Die Bybel sê dit sal tye wees van wraak. 'n Ou moet dit mooi verstaan. En dit gaan daaroor dat as jou kleed in bloed gerol is, die Bybel praat daar in Jesaja 9 daarvan, dan sal dit dien tot verbranding. Nou ja, nou die Jode het hulle kleed van 1948 in bloed gerol daar in die Midde-Ooste. En dit gaan alles oor die steel van grond en die steel van water. Ons sien dit nou weer in die Wesbank en ons sien dit ook in Libanon. So ja, maar ek het 'n video hier van Scott Ritter en hy verwoord dit so mooi. En hy sê, luister mooi wat hy sê, dis tyd dat Iran die desalination plants uithaal van die Jode. Ek dink hulle moet natuurlik van die klomp Moabite, die Saudis, ook heeltemal uithaal. Dat daai hele vrotstelsel daar mekaar kan stort. Want dit is in elk geval gefabriseer deur die Britte. Deur die Britte en die klomp kriminele Saudis. Dit is hoe daai lande sogenaamd in beheer gekom het. Dit was 'n klomp pirates. Maar hy sê dat die Joodse staat sy desalination plants moet uitgehaal word. En ek dink dit is glad nie 'n slegte idee nie. Ek dink dit is die vinnigste wat ons gaan sien, dat daar 'n die oorlog gaan stop. Dat die Jode gaan ophou om Iran aan te val. Iran verdedig homself, hy is veg letterlik vir sy eie oorlewing. Die Jode het hierdie oorlog gekies, dit was nie nodig vir een nie, maar dit het hulle gepas. So ek ondersteun Scott Ritter, maar luister 'n bietjie wat sê hy. If I were the Iranians, I would actually take out Israeli desalination plants now, right now, into Israel right now. Just end it. Just take it out, end it. Israel might have a plan B. They might be able to ship in water because no one's going to let the Jews die. So they're going to ship in water and all that. Fine, but that'll be their life from now on. Foreign sources of water, tankers pointing off, Israeli people, lining up to get, like Gazans, to pump water into their pot to take home and all that. Good. Make that Israel's future. No more running water in pipes. Blow up the desalination plant and eliminate it. And Hezbollah, go ahead and take Shabbat Farms and shut off the Jordan River source. Cut it out. End it. Make the Dead Sea dead. Make Israel over. Israel needs to cease to exist. It is literally the cancer on the planet. And Iran can do that by blowing up desalination plants. I think they might want to give the Gulf Arab states another shot. But at some point in time, you at least pick one. I'd pick the UAE because I just hate them. Erase them.
blow up all their desalinization plants and make the country disappear. All the expatriates will leave, all the foreigners will leave, and then those UAE Bedouins, well, they'll have to sit there and do what? Do what? Drink oil? Good luck.